Oom Johannes het altyd 'n sê ding gehad van hastig is hy altyd vinnig nie. Nou wonder ek hoe dit gekom. Ek weet hoe dit gekom. Ek weet eintlik met hierdie komputer ding wat almal so vinnig met almal kan praat. Hoe dit gekom dat ons nou so hastig geword het. As moet so vinnig wees. As jy nou iets by Amazon of by Loot bestel, maak jy twee, binne 3-4 dae woets, daar's jou pakkie. So ons is nou so bederf, jy wil nie wag nie. Jy wil nie wag vir die ding om by jou uit te kom nie, want dit moes al gister by jou gewees het. En as ek nou dink aan die ou dae, hoe het die mense geleef? Ek het nie 'n foon gehad in die begin nie, en as jy 'n foon gehad het, het jy seker 1 keer in 2 weke gebel met hom. Jy het ook 'n ure op hom sit en praat nie. Hierdie ding dat ons so vinnig by mekaar kan uitkom. Dat ons foon elke keer as hy ding gaan woeps, dan kyk ons wie praat nou. Maak ons al hoe hastiger. Al hoe hastiger. En almal voel daar was in die ou tyd meer tyd. En daar was nie in die ou tyd meer tyd nie. Ek dink mense was miskien net nie so hastig nie. Byvoorbeeld, as ek nou vir mense krye aanstuur, stuur ek 1 keer 'n maand, hier teen die einde van die maand, stuur ek krye aan. Daar verpak ek nou die krye hier en ek skryf die weighbills en ek ry die 85 km in dorp toe en ek gee die goed af by Courier Guy en mense kan dit nie vat. Laat ek, as ek vir hulle sê, hoorie, ek weet nou jy's hastig vir jou krye, ek gaan my bes doen om dit voor die tyd vir jou te gee, maar ek gaan nie elke dag in dorp toe nie, ek gaan miskien 1 keer in 2 weke in dorp toe, ek sal dit vir jou stuur. En om te sien hoe bang raak mense. En om te dink, Courier Guy vat nog 2 tot 3 dae ook, in hierdie land. En is asof daai stiekrag van hierdie hastigheid mense so maak dat mense nie meer lekker kan dink nie. Want krye se ding werk meestal so, dat jy hom voorkomend gebruik. Ja, daar kom 'n tyd dat jy bitterlik siek is en jy gaan en jy sê, hoorie, ek weet nou watter kant toe nie, help my. Maar as jy nou gewag het, hoe die oom altyd gepraat, dat jy kort diskant buitekans hoop is, en nou is jy hastig, oor 'n rede waaroor jy hastig is, en nou is die wêreld nie hastig genoeg vir jou nie. Jy jaag jouself in so 'n senuwee in, dat ek altyd so 'n mens wat nou 3-4 keer vir my in die maand vra, wanneer is nou weer die datum? Dan stuur ek altyd 'n boodskap met 'n sagte antwoord terug, wat sê, dis op pad. Word stil in hierdie gewag, wanneer jy wag vir jou krye. Gas lê. Want as 'n mens so is en jy so gespanne, en wanneer kom jy goed, en gaan die goed nou eers werk, dan is jou liggaam so in 'n toestand van onmin en spanning, dat niks met jou kan werk nie. So die een ding wat ek nou van die begin van hierdie jaar af oefen, doelbewus oefen, is om al minder hastig te raak. En ek doen my werk, ek kry nog altyd daai Engelsman van die deadlines gedoen, maar ek is nie meer met elke piep dat ek skrik en sê, nee. Want wanneer moet ons dan nou lewe, as ons so hastig en so vinnig, en wanneer kom die ding, en hy moes al hier gewees het, as jy heeltyd in daai ding is, wanneer gaan daar 'n kalmte kom oor jou? Want hastig is nie altyd vinnig nie. En ek het nou ook al in my lewe geleer, as iemand my vra, wil ek nie optree iewers of iets loop doen nie, dan sê ek, jong, gee vir my 5 sonsakke. Ek besluit niks vinnig nie. Ek sien die son 5 keer sak, en op die 6de dag sal ek jou sê. Want 'n ding wat vinniger is 5 dae vir my is te vinnig. En daar waar ek vinnig is, daar maak ek foute. So ek is op die ou ritme van die ou tyd, dat elke ding het sy plek. En ek sal by hom kom, wanneer die tyd vir hom